Ek deel graag met julle my storie rondom vergifnis, hoe die Here vir my op 'n baie praktiese manier die beginsels van vergifnis moes leer. Die verskriklike deel van my storie is, dat ek vir baie jare op die preekstoel gestaan het en vingerswaaiend vir mense geleer het, dat hulle mekaar moet vergewe, hulle vyande moet vergewe, hulle vyande moet lief hê, om in my eie lewe te ontdek dat ek die praktyk daarvan niks verstaan het nie. My storie het gebeur in die vroeg 90er jare. Het was 1 Desember maand, ons was met vakansie in die Kaap. Dit was 'n Sondagoggend. Die telefoon lui en is my broer uit Johannesburg wat baie ontsteld bel en sê, my ma is vermis. Nou, my ma het in die Vrystaat op 'n klein dorpie gebly. Ons het almal daar groot geword en sy was die oralis daar in die plaaslike gemeente en die Sondagoggend toe daag sy nie by die kerk op nie. En na die diens het omtrent almal afgejaag na haar huis toe om te gaan kyk waar sy is. Toe kry hulle die huis oop, die motor weg, die ligte brand en daar's niemand nie. Hulle het begin rondbel, niemand het geweet waar sy is nie. Na 'n lang ruk het die polisie daar aangekom, wit in die gesig met die boodskap dat 'n verskriklike ding gebeur het. Hulle het my ma gekry so 20 km buite die dorp op 'n baie verlate grondpad waar sy baie wreed vermoor is. Nou wat gebeur het is dat in die vroeë oggendure 'n jong swart man by haar huis ingebreek het, daar met 'n tuinvurk aangehou het, met haar gemors het, op die ou end vir haar vasgebind het en haar eie motor ontvoer. Ons aanvaar maar dat hy nie mooi geweet het van motorbestuur nie, want so 20 kilos buite die dorp op hierdie verlate grondpad het die motor heeltemal onklaar geraak. Die engine het opgepak en toe's hierdie man nou verboureerd. Aanvanklik het hy probeer om die motor aan die brand te steek met daar binne in die kar. En toe dit nie werk nie, het hy haar uitgejaag in die veld en haar met klippe doodgegooi. Daar vermorsel julle, met daai tuinvurk gesteek. Die fotos wat in die hofsaake as bewyse gedien het, dit was onherkenbaar. Sy was vermink, jy kon jou vingers in die gate druk, soos wat hy haar met daai tuinvurk gesteek het. Nou ek moet vir julle sê om met vakansie te wees in die Kaap en so 'n boodskap te kry is nie snaaks nie. Jy kan nie vir mense beskryf wat met jou gebeur nie. 'n Mens is emosioneel oombliklik buite beheer. Jy weet, jy lees mos hierdie goed in die koerant en dan dink jy het gebeur net met ander en sal nooit met jou gebeur nie. Noem die negatiewe emosie en ek sê vir jou in die oortreffende trap was 'n deel van my modering en jy het geen beheer nie. Jy het hierdie belewenis van jy soos in 'n tuimeldroër. En jy word letterlik van die een emosie na die ander rondgegooi buite beheer. Die ontnigtering, die ding van dit kan nie waar wees nie, oorweldig jou hele menswees. En ek was oombliklik woedend kwaad. En die eerste ding wat ek vir die Here sê is, Here, ek kan dit nie glo nie. Hoe kon jy dit toelaat? Waar was jy? Waar's al hierdie beloftes dat jy sê jy sal ons bewaar en jy's by ons? Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Hoekom het jy my ma nie beskerm nie? Ek was woedend kwaad. En soos wat hierdie dag aangegaan het en die ontnigtering oor 'n ou kom, word hierdie emosies net al hoe erger en word die kwaad net al hoe erger. Dat ek later vir die Here sê, Here, jy sê jy's 'n God van liefde. Hoe kan 'n God van liefde dit doen met sy kinders? Jy weet, as my ma nog hierdie verskriklike vrou was, wat jou nie geken het nie, en jou naam oneer aangedoen het, dan het ek gesê, is reg, sy het gekry wat sy verdien. My ma het haar lewe gegee vir die Here julle. My ma was die voorbeeld van iemand wat vir die Here Jesus lief was en haar lewe vir hom gegee het. Sy was nie net die oralis in daai dorpie. Sy was die ouderling by die ouete huis. Sy het daai mense op hulle hande gedra. My ma het 'n bediening gehad onder die swart mense in die swart woonbuurt. Hulle was baie lief vir haar. En dit het my nog kwaader gemaak. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het later daai dag uitgestap in die veld en op die Here geskree. En ek het hom gevloek en ek het vir hom gesê, is my erg. Jy sê jy is 'n God van liefde. Hoe kan dit liefde wees? Hoekom ek? Hoekom sy? Sy is die laaste een wat dit verdien het. Nou bel my broer en hy sê, hoor jy, ons moenie nou in die kar klim en terugjaag nie. Die huis is nou onder polisiebewaking en dis nou vingerafdrukke en allerlei ondersoeke. Ons moet maar oorbly die nag daar in Stellenbosch en dan moet ons maar die volgende dag ry. Jy moenie dink daar slaap in jou lyf daai nag nie. Jy lê in die donker. En wat met jou gebeur is dat die gebeure in jou kop speel soos 'n videoetjie en jy kan dit nie stop nie.
Dan sien jy hoe staan hierdie ou langs haar bed met daai tuinvurk en wat hy als met haar doen en hoe laai hy haar in die kar en hoe ry hy met haar weg en hoe steek hy die kar aan die brand en hoe jaag hy haar uit in die veld en hoe kom haar eerste klip, maak jou mal. En weet jy wat, as jy deur die storie is, dan begin dit voor jy kry nie hierdie videoetjie gestop nie. En elke keer wat hierdie storie deur jou kop speel, is die emosie erger en kwaader. Dat ek later vir myself sê, hoe sal jy ooit weer in jou lewe kan teruggaan en op 'n preekstoel staan en vir mense sê die God wat ons aanbid is 'n God van liefde? Daar's nie 'n manier nie. Jy sal dit nooit weer kan sê nie. Hoe gaan jy ooit weer vir mense kan sê jy moet jou vyande vergewe en lief hê? Daar's nie 'n manier wat jy hierdie ou gaan vergewe nie wat nog lief hê. Daar's nie 'n manier nie. En daai nag, hierdie ontnigtering van dat God en dit wat ek al die jare in geglo het in my lewe voorgegee het, eintlik dalk 'n illusie is. En dalk regtig nie 'n werklikheid nie. En daai twyfel wat maak dat ek sê, maar ek kan nie meer vir hierdie God bid nie. Ek sal nooit weer kan preek oor hom nie. Ek sal nooit vir mense hierdie goed kan vertel nie. Hierdie is 'n storie. En dit is vir my verskriklik daai nag om te lê en dink, ek het my lewe opgemors vir niks. En ek besluit daai nag, is klaar. Ek gaan net sorg dat hierdie begrafnis agter die rug kom. As ek terug is in Pretoria in my gemeente, die eerste Sondag gaan ek op daai preekstoel stap en vir hulle sê, as julle met hierdie illusie en hierdie speletjie wil aangaan, is dit okay, fine. Julle gaan, ek is klaar, is verby. En ek besluit ek gaan vir my vrou, my kinders ook niks sê nie, want hulle is net so ontsteld. Maar as ons in daai kar sit op pad terug Pretoria toe na die begrafnis, dan gaan ek die storie vir hulle spin. En ek lê daai nag en planne maak van hoe ek dit gaan doen, waar ek gaan werk, waar ons gaan bly, waar ons gaan trek, tot in die fynste detail beplan ek my toekoms daai nag. En ek sê vir die Here, as jy daar is en jy hoor my en jy is 'n werklikheid, dan sê ek nou vir jou, dis nou klaar. Ek wil nie in jou glo nie, ek wil in elk geval nie so God aanbid nie, ek sien nie hiervoor kans nie. So die volgende môre opgestaan, nou is ons in die kar op pad Vrystaat toe. En wat my nog kwaader maak en nog meer angsbevange maak, is hierdie ding van 3 jaar voor my ma se dood is my pa baie skielik dood aan 'n hartaanval. En dit was my ma verskriklik. Sy en my pa was so baie mooi verhouding gehad en dit was baie skielik. En my ma sê sy wil by die begrafnis hou en ek sê daar is nie 'n manier nie. Ek is net so seer soos almal om my. Ek sien glad nie kans hiervoor nie. En my ma hou aan en ek soog onder hierdie emosionele druk. En ek hou my pa se begrafnis. En dit was nie vir my maklik nie. En toe ek klaar is daarmee, sê ek vir my vrou, jy weet wat, mens moenie emosionele besluite neem nie, want nou het ek eintlik my vonnis geteken vir nog 3 keer. Ek bedoel, ek kan tog nou nie my pa begrawe en nie my ma en my skoonouers nie. Verwagting is geskep. En daaronder in Stellenbosch met die boodskap van my ma se moord is een van die eerste goed wat my liewe vrou na skoktoestand vir my vra, gaan jy die begrafnis hou? Maar ek bespring omtrent en ek sê, het ek 'n keuse? Nou sit ek in my kar en ek ry en ek weet, ek ry na 'n ding toe wat ek nie wil nie, maar wat ek gaan moet. Daai klomp mense daar in die Wesdorp in die Vrystaat voor wie ek groot geword het, gaan almal 'n traan wegpik en sê, "Wow, vroom predikant seun begrawe sy ma wat vermoor is." Maar ek is so kwaad. Nou sê ek vir die Here, jy sien, dis hoekom ek nie in jou wil glo nie. Dis sout in die wonde man. Maar ek sal jou wys, ek sal nog vir oulaas daar gaan lieg en dit doen net om hierdie spul mense van my lyf af te kry. En weet jy wat? Vrouens, nee, is mos gebore met ekstra oë. Hulle sien dwars deur jou man. My vrou weet man, ek is nie okay nie. Maar ek sê niks. Nou vra sy elke keer vir my, is jy okay? Dan sê ek ja, maar ek lieg. Kinders sit daar agter in die kar met sulke groot oë, hulle sulke laerskool chokkertjies. Maar ek sê vir jou, Ina, nee, sy tune daai CD-spelers, kassette destyds, nee, wil jy jou werk Piet Smit, nee. Maar niks help vir hierdie atmosfeer nie. Op 'n stadium sê sy vir my, hoe voel ek nou om in daai dorp aan te kom waar ek groot geword het? Ek sê vir haar, weet jy wat, ek is angsbevange. As ek dink, die trauma van daai dorp, toe my pa 3 jaar terug dood is aan 'n hartaanval. Nou sê ek vir wie wat nie, daai mense in daai dorp gaan ons nie troos nie. Ons gaan hulle moet troos. Het gaan trauma wees. Ons kom die Dinsdag in daai dorp aan, en dit is trauma.
Maar terug in die motor. Ons ry, daar iewers in die Karoo, somewhere along the line, is dit of ek so by myself kom en sê, weet jy wat? Jy is nou al vir meer as 24 uur besig met hierdie geveg met die Here. En elke keer as jy klaar is, begin jy voor, dan tune jy om dieselfde goed, jy vertel van wat jy van hom dink, dat jy met hom klaar is, maar jy stop dit nie. En weet jy wat, jy's onrealisties oor hierdie moordenaar. Ek kan nie vir julle sê wat ek in my kop gedink het ek met hierdie ou gaan doen as ek hom kry nie. Jy kan nie dink dat dit in jou hart leef nie. En ek sê vir myself daar, die karrie in my hart, kom net by, jy's ingedoen, stop dit nou, kry nou hierdie goed van jou lyf af, los nou die Here, en vergeet nou van die moordenaar, gaan aan met jou lewe. En ek besluit, hier is dit nou. En ek praat weer met die Here, en ek sê, as jy daar is, en jy hoor my, dan sê ek nou vir jou, hierdie is Kubai, hierdie is die laaste keer in my hele lewe, wat ek amptelik met jou praat. Maar ek kry hierdie ingewing hier binne in my en ek dink, weet jy wat, wys nou vir die Here dat sy woord nie waar is nie. En ek dink, ek gaan hierdie moordenaar nou vergewe. Ek ken ons die beginsels, baie hieroor gepreek, knipie tou, spreek die ou vry. Maar in my hart het ek gedink, kan nie werk nie, want ek is so kwaad, ek voel nie om hierdie ou te vergewe nie. En as dit nie werk nie, dan kan ek vir die hele wêreld sê, ek het gedoen wat die Bybel sê en toe werk dit nie, illusie. En ek sê vir die Here daar in die karrie in my hart, dis Kubai, Here, maar weet jy wat, ek vergewe nou hierdie ou, ek spreek hom vry, ek knip hy tou. Ek kan nie vir julle sê wat met my gebeur het nie. Ek het in my lewe nog nooit so belewenis gehad en het dit nog nooit weer agterna gehad nie. Ek het 'n fisiese belewenis gehad. Dit voel vir my toe ek daai woorde sê, of iemand 'n vel van my lyf afblik so van my kop tot by my voete so. En die volgende oomblik, toe's alles weg. Dis soos 'n ligleegte. Weg is elke negatiewe emosie, weg is die haat, weg is die bitterheid, weg is die pyn, weg dit. Ek skrik vir my en ek dink, is ek nie nou besig om wakker te word uit 'n droom nie, dat ek myself moet knyp om vir myself te sê, hierdie is nie 'n droom nie, jy is in die kar, dit het gebeur, dis 'n werklikheid. En ek besef nie, weet jy wat, hier het nou iets bonatuurliks gebeur waarmee ek nie rekening gehou het nie. En die volgende oomblik gebeur die goed binne in hierdie ligleegte. So, speel dit so voor my kop verby. En nou gaan ek so draailoop en dit te vertel hoe die Here 'n ou voorberei vir 'n ding en hoe die duiwel keer. Die vorige Sondag voor die moord was ons in Stilbaai, ons was 'n week daar voor ons Stellenbosch toe is. En die Saterdag tipies predikantskinders kom my kindertjies na my toe en sê, papa, gaan ons môre kerk toe? Ek sê, nee man, ons is met vakansie. Ons kan weer by die huis kerk toe gaan, die tyd is min, as dit 'n mooi dag is, gaan ons strand toe. En die kinders reaksie is, jippie, jee. En die volgende oggend toe ons wakker word, toe reën dit. Nou is daai kinders kwaad hoor, want ons kan nou strand toe gaan, nou reën dit. Nou lê ons in die bed en ons dink, ja, weet jy, wat sal ons nou maak? Kinders het nie lus vir ry nie, nou sit ons die hele dag in hierdie huisiekie. En ek dink, ja, dis soos die Here vir jou kry, jy leer jou kinders verkeerd nie, nou kan julle nie strand toe gaan nie. En die kerkklokke lui daar in Stilbaai, en ek dink, ja, nou lê jy in die bed, en jy het kans om anoniem vir 'n ander ou te luister, julle maak springe op, jy is 8:45. En ek skree daar deur die strandhuisie, hoor jy almal wat binne 10 minute gereed is, kan saam met my kerk toe gaan. Ek was alleen, maar ek het gegaan. En ek is toe so 'n bietjie laat, ek skuif so in die laaste sitplek in die agterste bank in die kerk en dis chock-en-blok die vakansiegangers stroom kerk toe so in die vakansietyd. En toe ek so sit, ek kom die dominee so uit die konsistorie en dis 'n ou gryskop oom en ek dink, man, jy moet jou kop gebruik. Het Stilbaai se dominee is met verlof, dis Desember en ek weet jy het so een van hierdie afgetrede ooms hier in die dorp gevra om vir hom uit te help. En daai oom het eers voorberei die man, hy het sommer so 'n can fruit uit die bord gegryp vanmôre. Plaas jy, bly lê dit. Julle maar daai oom preek uit Matteus 10. Matteus 10 is die storie van Jesus wat sy disippels uitstuur. Dan sê hy, ek stuur julle die wêreld in met die boodskap. Gaan dit maklik hê nie. Stuur julle so skape onder wolwe. Die mense gaan julle beledig, hulle gaan kwaad praat. Hulle gaan julle voor die hof daag ter wille van my naam. Hulle gaan julle selfs doodmaak ter wille van my naam, maar gebruik jy elke geleentheid om van my te getuig.